Welkom terug by die groot ontbyt. Ons selfs môre met Pieter van den Berg. Hy's natuurlik 'n senior adviseur by Aluma Capital. En ons praat 'n bietjie oor finansiële kwessies, spesifiek ook die rentekoerse wat mense so opkuil as jy beleggings doen. Goeiemôre Pieter. Goeiemôre Pierre, môre Jennifer. Dankie vir die geleentheid. As Aluma waardeer ons dit. Lekker om jou op die program te hê. Kom ons praat oor die rentekoerse Pieter. Rentekoers in die volgende paar maande. Waarheen dink jy is die neigings? Watter en daai neigings natuurlik 'n spesifieke scenario ook hê, nê? Nee. Ja, so ons is baie bevoorreg dat ons vir Freddie Mitchell by ons het. Freddie Mitchell het gewerk vir Saab vir baie jare en hy was die hoofekonoom. So ek het met hom hierdie saak bespreek Vrydag en hy sê ons voorsien 'n stabiele uitkyk vir die volgende paar maande. En jy weet nie nooit hoe lank 'n stuk tou is nie, maar ek dink vir die volgende paar maande is dit wat die Suid-Afrikaanse publiek kan verwag van rentekoerse. Is daar 'n kans dat dit sou daal? Waarom sou dit moontlik daal? Wat sal daai faktore wees wat dit dryf? Dit sal nie nou daal en verder in die toekoms nie. Ek dink rentekoerse is op sy laagste siklus en ek dink op die huidige oomblik wil die stabiliteit die regering graag die monetêre komitee wat dit hanteer, graag stabiliteit hê. Ek dink nie nog 'n verdere renteverlaging is op die kaart vir die toekoms nie. Jy praat nou plaaslik as 'n mens internasionaal ook in ag neem die faktore wat rentekoerse sal dryf. Wat sal tradisioneel effek hê op rentekoerse plaaslik en internasionaal? Goed, dit is maar demand. Maar in grootste deel is wat se skuld kan mens maak. So as die ekonomie stadig gaan, dan wat die regering doen is verlaag rentekoerse om mense te kry om mee te spandeer. Op die huidige oomblik is ons inflasie laag. En dis is daar nie behoefte om te dryf dat ons mense meer geld moet spandeer nie. So rentekoerse gaan nie laag gaan nie. Sodra ons te veel geld spandeer, dan sal rentekoerse afgaan en dit sal mense dan keer om meer geld te spandeer. Dis waar dit gaan. Hoe meer jy wil mense spandeer, dit bring jy rentekoerse af. As jy wil hê mense moet minder spandeer, dan stoot jy rentekoerse op. Watter effek het daai, of dit nou stabiel is en of dit nou laag is of verhoog word rentekoerse, wat effek het dit op salarisse of byvoorbeeld spaarrente, beleggingsinkomste? Ons grootste aanvraag is by bejaardes. Ek dink baie mense leef op rente en so as rentekoerse afgaan en die probleem waarmee jy sit is as jy in 'n belegging was vir 5 jaar, dan het jy ingetree in 'n mark waar rentekoerse hoog was. En ewe skielik kom jy in 'n siklus in waar rentekoerse laag is. En nou moet jy besluit, nou moet ek herbelê, maar nou is my inkomste minder want ek het op 'n hoë rentekoers siklus belê en nou kry ek 'n lae rente. Wat gaan ek doen in hierdie scenario wat mense noem? Op die einde van die dag gaan jy minder geld hê. Lewenskoste gaan op. So wat het jy doen? Jy het 'n groter 'n gap, as ek dit so mag sê. Die verhouding tussen wat jou inkomste is en jou uitgawes en nou sit jy met 'n probleem. Pieter, as 'n mens dink aan huishoudings in Suid-Afrika, elke huishouding probeer 'n paar rand wegsit, hopelik. En dit is meeste van die tyd ook maar in kontant, nie, in bankrekeninge iewers of in 32 dae depositos of dies meer. Watter effek gaan spesifiek op daai spaargeld? Wat is 'n effek gaan rentekoerse hê op daai spaargeld? As rentekoerse verlaag, dan neem ons aan dat mense meer geld in die bank gaan hê. 95% van alle Suid-Afrikaners leef op krediet. 95% leef op krediet. Sure. So as jy jou rentekoers verlaag, dan spaar mense mos nou 'n bietjie geld. Want daai betaling gaan net so weer terug in krediet. So jy kyk na die siklus, so dis hoe 'n siklus werk. Meeste mense begin met 'n oortrokke fasiliteit. Dan van 'n oortrokke fasiliteit gaan hulle op 'n kredietkaart. Van 'n kredietkaart gaan hulle na persoonlike lening toe om alles te af te skakel. Dan begin die siklus weer, maar nou sit jy met persoonlike lening se uitgawe wat permanent is en dan begin jy weer met 'n oortrokke fasiliteit weer met 'n kredietkaart. So daai siklus word groter en groter en dit beteken nie dat mense as die rentekoerse afgaan meer geld het nie. Dit beteken net hulle kan bietjie meer betaal aan skuld. Sjoe, okay, dis nogals 'n skokkende syfer wat jy daar noem, 95%. Nou, as mense dink, okay, die rentekoerse gaan verlaag en ek wil uit 'n sekere belegging uit beweeg, en nou moet ek 'n klomp goeders oorweeg. Wat is van daai elemente wat Aluma voorstel jy oorweeg voordat jy 'n besluit neem? En hier is waar die gesprek baie interessant raak is. Tradisioneel is ek 'n finansiële adviseur wat vir baie jare lank lyfrente produkte verkoop het. En meeste produkhuise so finansiële adviseurs kan net lyfrente produkte verkoop. Maar wanneer jy kyk na alternatief, dan kan jy kyk na dividendinkomste. En wanneer jy die twee wêrelde mekaar vergelyk, dan moet jy belasting in ag neem. Want
Lyfrente saam met ander inkomste verhoog jou belastingkerf. So, hoe wen jy hierdie game? Kom ons vat 'n voorbeeld. Persoon kom uit 'n hoë rentekoers uit van 8% of 10%, hy skuif nou in 'n 6% rentekoers of 'n 7%. Wat nou? Wat jy kan oorweeg is 'n dividendinkomste wat vir jou dan 'n 12.6 kan gee. Wat dan vir jou belastingvriendelik is teen 20%, waar dividendinkomste nie saamgevoeg word by jou renteinkomste en jou salaris nie. Dit is 'n eie belastingvoordeel van 20%. So nou kry die kliënt 'n 10.5% inkomste. Dis belastingvriendelik en in samewerking met rente, want jy het altyd 'n rentekomponent wat jy moet inwerk in beplanning, want so daar soos ouderdomsvoordele en belastingvoordele op rente, of hoe ouer jy word en meer rentevoordeel geniet jy belastingvry. So dis 'n kombinasie van die twee. As jy net op rente alleen jou inkomste wil baseer, gaan jy vind dat jy swakker af is in inkomste, jy gaan nie by inflasie kan byhou nie en jy gaan definitief nie genoeg inkomste hê as jy uit 'n beleggingssiklus uitkom nie. So jy sê dividende-inkomste is die pad om te gaan, maar daar's 'n klomp elemente daaraan nou, né? Daar's soos jy sê die belastingelement, daar's die groei, die potensiaal van dit. Wat is daar nog wat mense nog? Risikobestuur. So baie mense as ek 'n finansiële adviseur of kliënte sien, sê vir my, my adviseur sê nee, alternatief bly weg. Of ek het nog nooit gehoor van Aluma Capital nie. Maar daar's 12,000 FSP's. Ek het nog nooit van jou ook gehoor nie. So baie mense, as jy vir hulle vra vir advies, as ek 100 adviseurs in hierdie kamer sit, kans is dat 100 adviseurs verskillende opinies gaan hê, verskillende advies gaan gee. So maak seker met wie is die jockey op die perd waarmee jy besig gedoen, verstaan die produkhuis, verstaan die produkte en wat se voordele jy geniet uit elke produk uit en waar lê die risiko. So ons het 'n produk wat 100% kapitale beskerming bied teen 12.6% en ons geen fooie nie. Dis nie 'n brainwave nie, maar nou sê mense nee, dis hoë risiko. As jy nie die produk verstaan nie, dan is dit vir jou hoë risiko. As jy nie jou huiswerk doen nie, is jy in 'n hoë risiko. En as jy adviseurs vir jou sê, moenie daar gaan nie, dan moet jy vir hom vra of wat se garantie gee jy vir my? Want 'n garantie is net so goed as die papierwerk. Ja. Absoluut. Nou as mense moet kyk tussen individuele rekeninge, trusts, maatskappye en dis meer, is nogal 'n redelike moeilike besluit vir mense om te maak. En nou moet jy as rente en dividende en kapitaalwins daarbey inkom en die belastingimplikasies daarvan, dan raak dit 'n baie ingewikkelde speletjie. Ja, vir die sakeman daar buitekant is maatskappye en dividend eintlik 'n goeie ding, want jy kan tussen maatskappy en beleggingshuis hê jy nie dividendbelasting van 20% te betaal nie. So daar's 'n voordeel wat hulle daar geniet, selfs op trusts, want jy weet so trusts is baie hoë belastingkoers. Ja. So dit gaan eintlik oor die individu wat by jou kom sit, se totale prentjie verstaan en dan al die kennis wat jy het kan toepas aan elke dissipline van sy lewe, sou dit 'n besigheid, 'n trust individu wees, sodat jy dit bymekaar kan sit ten beste voordeel van daai kliënt. En dit beteken jy moet al die tools in jou toolbox uithaal en dit sluit dividende, rente en alternatiewe en ander produkte van ander produkhuise. So dit is nie 'n one-stop solution vir alles nie. Jy moet diversifiseer en regtig waar die finansiële adviseur en die produkhuis bepaal wat se kennis of wat se produk of wat se voordele jy gaan geniet. Jy gaan nie by 'n tradisionele produkhuis die oplossings mee kry nie. Alternatief raak die oplossing vir 90% van mense, maar omdat hulle bang is vir die risiko, want hulle beskou alles as risiko. Ja. Hou hulle terug op daai gesprek. En ek neem aan jy gaan nooit 'n one-stop solution soos jy sê vir almal nie. Elke individu is ook anders en wat hulle wil hê en benodig is ook anders. Absoluut, en ek se voorstander van diversifisering en ek se voorstander om met ander mense saam te werk om die oplossing te kry. Op die einde van die dag gaan dit oor die kliënt. Nie en daai kliënt moet die beste moontlike advies en produk hê. En as jy nie toegang het tot dit nie, gaan jy vanilla kry ongelukkig. Ons is nou heeltemal uit tyd, maar net so vinnig, net so 'n half minuut. Vertel ons asseblief, benoeming van begunstigdes by boedels en dies meer. Daar is altyd 'n kwessie afhanklik is wat dan die afgestorwe persoon se boedel moet oorneem of verantwoordelikheid moet oorneem. Daar's altyd probleme met die meeste van die gevalle, nie waar nie? Ja, en dis wanneer jy die regte produk moet kies. So loonsprodukte kan jy begunstigde nomineer. Wat beteken as jy geld in die bank het, word jou geld gevries. So wanneer mense in gemeenskap van goedere getroud is en die geld word gevries, die afhanklike het nie toegang tot daai geld.
as jy begunstigde nomineer uit die produk uit, kan daar nog steeds 'n inkomste vloei na die begunstigde toe. En natuurlik as daar nie fondse in die boedel is, dan kan die eksekuteur nader die begunstigde sê dat hy moet 'n kapitale bydrae maak om die boedel dan wat ek kan ek woord kan gebruik af te betaal of al die kostes te dek. Maar 'n begunstigde in genomineerde produk is belangrik. Al die mense moet weet as in 'n bankproduk kan jy dit nie doen nie. Pieter, baie dankie vir jou gesprek vanmôre. Dis lekker om te hoor. Baie dankie Pierre, baie dankie Jennifer vir die geleentheid. Ja, Pieter van der Berg natuurlik van Aluma Capital. Indien jy meer wil weet oor Aluma Capital, besoek hulle webtuiste gerus aluma.co.za. aluma.co.za.